8 on a Wednesday morning. You know it happens on Wednesdays, right? Jackerin FM's Good Morning Angels. Wednesdays on Breakfast with Martin Bester. This morning's story is about a family who late afternoon, Monday 10th of March, now recently, the Van Asvegen family were on their way home after the kids' school activities. In the car, 8-year-old Carlu, 10-year-old Unique. They are in school in Sinneville, Pretoria. Mom Karen also in the car, as well as Dad Yuri, and they were in a very tragic car accident, head-on collision, and their lives changed. To tell us more about this, and he's been speaking on behalf of the family, Herman Holtzhausen, die swaar van Yuri is ek reg, Herman. Goeiemôre. Hi, goeiemôre Martin. En net so in 'n oogwink kan mense se lewens verander. Ja, dit is skrikwekkend hoe jy weet so gebeurtenis, jy weet alles van jou basies kan al wegruk en ja, dit is unimaginable vir 'n weet om jou vrou en jou kind te verloor. Ja, ek het nou vertel tot op die oomblik van die ongeluk. But mom passed away. Ja. She passed away, I think, a couple of days after the accident. Ja, dit was op die Dinsdag gewees. Ja. And also young Karu. Ja, Carlu. Yuri en Unique is in die hospitaal. Ja, Yuri en Unique is nog in die hospitaal. Ja. Hoe gaan dit met Unique? Unique, dit gaan baie beter. Sy sterk aan. Sy het baie seer gekry. Ja, sy het baie seer gekry. Want in die ongeluk met die drukking, jy weet, op die brein, het haar oogie uitgekom. Sure. Jy weet, so daar is skade. So, maar ek moet sê, die dokters, dis 'n goeie span, hulle doen hulle bes. Ek haal my hoed af, dis wel staatshospitale, maar ek haal my hoed af. Regtig, dit wat hulle doen, hulle doen baie goed. But that's great to hear. Ja. That's actually so great to hear. Because we often hear just the horror stories and you say that you're happy with the treatment that they've been getting. Ja, That's amazing. Dit is regtig waar, dit is baie goed. Sy's in goeie hande. Ja, baie goeie hande. Yuri se arm het baie seer gekry. Ja, Yuri se arm het baie seer gekry. Hy was gister in vir die operasie. Hy het so net na 5:30 uitgekom. Hulle het skroewe en penne ingesit. So dit gaan daarom goed. Hulle het hom gestabiliseer gekry. Bloeddruk was baie hoog. Dink maar die pyn in die goedjies. Maar hy sterk aan. Hy wil net bitter graag. Hy wil by sy meisiekind wees. Hy is 'n elektriesien. Dis korrek, ja. Ja, en Karen, very, very sad loss. I'm so sorry about Karen. Ja. She worked as an activities coach in pre-primary schools. Dis korrek, ja, by Mancanastics. En Yuri he was a self-employed electrician. Ja. They stay on a plot, Pretoria. Ja, de Wagensdrift. Ja. So dit is verskriklik. So I can't even imagine if you in Yuri's position, because now you're fighting for your arm, for your health, whilst knowing that you have lost your wife and your son. Is unimaginable. It is absolutely horrific. Maar klein Unique. Ja, sy's 'n vegter. Sy Unique weet. Ja, Unique weet nog nie. Dink sy moet aansterk. Jy weet so. Ja, hulle wil nie skok nie. Ja. Kyk, Yuri het dit baie erg gevat. Ek dink nog nie heeltemal daai heeltemal ingesink nie. Aanvaarding is nog nie daar, dit kan nie wees nie. Ja, jy weet, en ek dink op die einde van die dag, nie net met hierdie tyd waar hulle nou deurgaan nie, jy weet, voor dit finansiëel dit baie sleg gegaan. Hulle het alles verloor basies. Martin, en jy weet, finansiëel glad nie goed gegaan nie. En nou hierdie wat ook op die pad gebring het, dit het 'n donker gat basies nog dieper gemaak. En jy weet, Yuri is hy en Karen, hulle was daai barmhartige Samaritane wat by mense gestaan het en so altyd gehelp het. En, is dit? Ja, jy weet, hulle het 'n oop hand gehad. En nou is dit, jy weet, en ek het gevoel, jy weet, ek skryf hier aan Good Morning Angels, ek moet hulle help, maar het gaan uit, ek weet dit breek. Ek is so baie bly jy het geskryf. Ons het gehoor van hierdie ongeluk en is verskriklik. En, you know, one must say,
what a sad, horrible loss. Karen and her little son, Carlu. Now, what we can do as community, as Good Morning Angels, as family in your case, is now to be there for Yuri and Junique. Hoe oud is Junique? Junique is nou 10 jaar oud. Sy word 11 in April. Ja. Hy weet jy, sy lyk so, die foto's gesien, sy lyk na, she's a bundle of energy. Ja, and joy. Sy het energie. Ek sê ons altyd 'n glimlaggie. Oh man. Ja, yes. Altyd daar. Oh, look! Barbecue. So we got to be there for them, but what can we do? So it was tough even before the accident. Yeah. Now I can imagine if it was tough before the accident. Your wife is no longer there to bring money into the house. You're an electrician. His arm is very, very badly hurt. So I know they need a lot, right? Maar is daar iets spesifieks formule hulp nodig het? Kyk Martin, ek dink op hierdie huidige stadium, jy weet, daar waar hy nou tans bly op die Wagensdrift, dis baie ver. Dink almal ken die Malotto pad. Ons weet dit is 'n baie lelike pad. Junique is in Laerskool Stefanus Roos. Okay. En wat ons regtig graag wil hê is as hy 'n plekkie het wat naby aan die skool is, wat hy kan bly. Hy tans geen vervoer nie. So hy is 'n klein bietjie weg, hulle bly 'n bietjie te ver weg van die skool af. Dis baie ver. Okay, alright. En so vervoer, jy weet, is daar glad nie op hierdie tyd en stadium nie. So ons moet kyk, weet of om van punt A tot B, jy weet. Is it possible for them maybe, is it moontlik vir hulle miskien 'n klein bietjie nader te trek? Dit is wat ons graag wil doen. Ja, wat ons wil kyk, jy weet, en sodat hy wanneer hy nou uitkom, hy het nog glad nie, was nog nie op die been vandat hy in die hospitaal is nie, omdat hy sy been weet ook seer gemaak, so ons weet nog nie of hy kan loop nie. Okay. Jy weet, sodat mense hom ook, jy weet, by die hospitaal kan kry, by sy dogtertjie, jy weet, dat hy in hierdie, weet, moeilike tyd, jy weet, al kan sien wat hy bitter graag wil doen. Firstly, it makes me happy to hear that you are happy with the medical attention that they're getting. Yes. Ja. So that is basically covered and taken care of, obviously, which is fantastic. You're telling me that when they come out, that's where we need to help. That's where we need to be of assistance. Yeah. When they come out of hospital, the two of them, I think, to get them closer to the school, yes, I think is a good thing. I don't know the area too much. I don't know in terms of rentals and stuff what you could be looking at per month. For the two of them, het julle al 'n bietjie navorsing? Ek het gesien in Anlin, byvoorbeeld, is daar soos 2 slaapkamerplekkies, jy weet, wat gaan vir so tussen 5 en 6,000 per maand, wat ons al gesien het. Jy weet so, en dan dink ek net, jy weet, vir al die tydjie wat vorentoe, wat hy kan nie werk nie, jy weet, en jy weet, ongelukkig, Karen is nie daar met 'n salaris wat kan bystaan nie. En jy sê dit al klaar swaar gegaan nog voor die ongeluk. Dit het swaar gegaan, jy weet, voor die ongeluk. Jy weet so, die finansiële druk, jy weet, hy sê vir ons, ek net met julle deel, weet, Junique wat broodjies by die skool ontvang het. En in die middag dan het sy Skus Martin. Dan het sy nou vir haar pa, het sy dan nou 'n stukkie van die brood gegee, en dan was dit vir hom, weet, so lekker. Hy het altyd uitgesien na daai stukkie brood. Jy weet, en hierdie is goed, kyk, hier het nie baie gepraat van hoe sleg het gegaan het nie. Maar ek dink met hierdie, jy weet, nou kom al hierdie goed na vore en in die lig, en jy weet, so laat mens net vir hom kan staan en net vir hom kan wees, weet jy, daar's lig in die tunnel, en ons gaan by jou wees, ons gaan jou hand vat, en jy weet, en het gaan werk, en weet, ek sê altyd, weet die Here slaap nie, hy is daar, en hy het 'n hand oor jou, en mens weet soms nie, hoekom gebeur dinge nie, jy weet, mens vra hierdie vraag, nou, jy gaan nooit 'n antwoord kry wat basies weer kan sê, jy weet, dit is hoekom er daar is nie. My uitbreek vir hulle. Maar so wat mens nou is om hulle by te staan en daai groot man te kan help. Om net weer te kan staan en vir sy kind daar te wees. Okay, luister, ek gaan gou 'n T-shirt kry. That's where I'm at. En ek gaan my sommetjies maak. Bly daar vir my, ons is nou weer terug. As jy sopas ingeskakel het, ons het vir Herman, hy is die swaar, Herman en Shamaine sit ook hier so saam met ons nou, Atelier Holzhausen, hulle praat oor hierdie, jy het seker in die nuus gehoor en gelees van hierdie verskriklike
ongeluk in Pretoria. Karen is weg. Klein Carlo is weg, maar ons veg nou vir Yuri en Junique wat in die hospitaal is. Busy talking about the story. It was an accident that happened in March. Van Asvegen family were in a horrible head-on-head collision. Mom passed away. The boy passed away, Carlo. Junique is in the hospital with serious facial head injuries. And dad, Yuri, is also in hospital. His arm got very, very badly hurt, amongst other things. So that's where this family is right now. Their spokesperson for the family is Herman Holzhausen, who's also in studio with us this morning. And Herman has told us the story of what happened in this horrific accident. Also how tough life was before the accident. And now you need to pick up the pieces, so to speak. And when the two of them come out of hospital, they have to start anew again. Yeah, without mom, without the brother, son, and get closer to that school. I think that you said that a number of times earlier, and I think that's very important. I think we must make it as easy and as simple for them. And I agree that they have to move. I think so. And moving closer to the school sounds like a good thing. Yes. And also their life changed. Their life changed so much that you said you had to look around there at prices and things. Now, Good Morning Angels, it's always about us reaching out to other angels. There was a golf day that actually happened quite recently. Kola, you were the MC there and the host of this amazing golf day that I actually attended last year. Yeah. And they do that golf day in support of Good Morning Angels. Yeah, it was a phenomenal golf day held by Power Build, and the guys, Armand and his team, were so phenomenal, so selfless. It was a fun day, but there was a levity around it. People understanding that we're not just here to play golf, but it is for a good cause, and that kept on coming through. And I'm really, really glad that I could be part of something that helps. So, van Asvegen family, Herman, Charmaine, julle, hierdie is nou 'n voice note wat ons gekry het van Armand Veldman af, van Powerbolt, wat julle wil bystaan en 'n engel wees vanoggend. Kom ons luister. Goeiemôre Martin. Ja, ons hier by Powerbolt het begin van die jaar het ons weer 'n golfdagie gehou met ons verskaffers. En een van ons verskaffers, Blue Devil, het sommer hulle 30ste verjaarsdag hier by ons kom vier. Maar ons by Powerbolt en al ons verskaffers gee regtig om oor die gemeenskappe in Suid-Afrika. Die gemeenskappe wat ons winkels besoek en ons winkels bystaan, en ons voel ons wil graag teruggee vir hulle. Daarom wil ek graag van Powerbolt en namens al ons verskaffers bietjie teruggee aan hierdie mense en kyk hoe ons hulle weer bietjie aan die beter kant kan kry, sonder, daar's nou nie dinge wat mense kan vervang nie, maar net om hulle weer 'n bietjie 'n hupstoot te gee om voor te kom. En daar wil ons graag vir hulle R100,000 gee. En hoop dit maak dinge dalk 'n bietjie beter vir hulle. So $100,000 van Powerbolt se kant af gaan 'n verskil maak? Sjoe, Martin, dit gaan 'n reuse verskil maak, en hy's 'n groot lig. Dit kry die bal nie rol. I'm sure other people will come from, your immediate area and maybe beyond. That's how Good Morning Angels works. That's how great South Africans are. They come from other communities that you didn't even know. Might never even meet them in your life, and they will be of assistance to you and your family. Sê vir Yuri, ons stuur groete en liefde en simpatie. Alles wat daarmee saamgaan. En vir klein Junique ook, asseblief, baie liefde. Nee, ons gaan. Yes, Martin, baie dankie. En vir Powerbolt, jy weet, daar gaan 'n reuse verskil maak, en ek dink, ek hoop so. Jy weet, ek dink as Yuri, hy het vanoggend het hy nou dings bietjie deurmekaar, het weer medikasie gekry, maar vir die pyn en die goed, ek dink as hy dit hoor, ek hoop so. Dit gaan vir hom regtig 'n reuse verskil maak. Baie liefde. Good job, Angels. Good job. Morning Angels. Breakfast with Martin Bester.